Here, dis waaroor dit alles gaan. As ons as gelowiges so by mekaar kom, Here, gaan dit nie oor die ou wat langs my staan, of al die ligte en die nice band wat ons hier voor het nie, Here, maar dit gaan oor die persoonlike tyd wat ons net in die teenwoordigheid kan spandeer, Here. Here, en vanaand bid ek dat ons nie uit hierdie teenwoordigheid sal uitbeweeg nie, Here. Here, daar waar pastoor Jacques nou vir ons die woord gaan bring, Here, mag ons nie uit die teenwoordigheid van U uitbeweeg nie, Here. Here, vanaand het ek so op my hart, Here, dat iemand se lewe vanaand heeltemal gaan kom verander. Here, daar waar U opdaag en daar waar die krag van die Heilige Gees teenwoordig is, daar verander lewens en harte. Here, ek ervaar net vanaand so dat iemand het aanraking van die Heilige Gees vanaand nodig. Here, wil U nie daai persoon net kom aanraak met die krag en die oorwinning nie, Here. Here, wil U self nie aan daai persoon openbaar. Here, want ek kan onthou die dag toe ek die Here gesien het, toe ek die eerste keer U ervaar het, Here, toe verander my hele lewe. Here, vanaand gaan alles oor U. Minder van myself en meer van U, Here. Here, mag U vanaand deur pastoor Jacques met ons kom gesels. En mag ons net so in U kosbare teenwoordigheid bly in Jesus Christus se naam. Amen. Dis dan maar wonderlik dat wanneer die Heilige Gees so opdaag dat 'n mens vrede beleef, is dit nie so nie? Is dit? Dis werklik so, nê? En as jy is een dingetjie waar ons vanaand so 'n bietjie gaan gesels, en ons is besig met die afgelope 2 Sondae-aande oor beleef die Heilige Gees, en verlede Sondag-aand het pastoor George gepraat oor dat God nie net wil hê jy moet 'n kind van God wees nie, maar hy wil hê jy moet 'n kragtige kind van God wees. Amen. En ons het besef die noodsaaklikheid van die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewe. Ek dink meer as ooit is die werking van die Heilige Gees noodsaaklik in ons tyd vandag. Amen. Ek dink, as jy net stil raak en kyk na jou lewe, as jy kyk na die druk, die uitdagings, die verval rondom jou, as jy net kyk na die lewe wat op die oomblik gebeur, is die bekragtiging van die Heilige Gees in ons lewe nog nooit meer relevant as wat dit is vandag nie. Amen. Sê saam met my, Heilige Gees, ek het U nodig. Ek het U nodig in my lewe. Die wonderlike ding is Handelinge 2 vers 38 tot 39 roep dit nog so mooi uit. Hy sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, halleluja. Hy sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hy sê, want die belofte kom aan julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is. Sê saam met my, dis vir my ook. OK, dis vir ons ook. Hierdie belofte van die Heilige Gees. Die wat onse God na hom toe sal roep. Jy moet sê, hoe roep God ons na ons toe? Jy hoor hom roep. Sy Gees het al reeds vanaand vroeg in hierdie diens in jou hart begin werk. Hy is die een wat jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, soos ons geleer het in die kerk, maar eintlik is hy die een wat jou nader roep na God toe. Hy is die een wat in jou hart werk. Hy is die een wat vanaand 'n groter werk in jou lewe wil doen. Die Heilige Gees wil vanaand ontmoeting met jou hê. Ek en jy weet elkeen vanaand hier waar ons sê dat wedergeboorte is daar die kosbare vernuwende werk wat die Heilige Gees in ons kon doen. Amen? OK. En wedergebore is wanneer die Heilige Gees binne in my kom woon. Ons het verlede week daaroor geleer weer. En ek bevestig net, as jy meer wil weet oor wat die Heilige Gees kom doen het, gaan raak 'n bietjie stil in hierdie week en gaan lees Johannes 14 tot Johannes 16. Gaan lees 'n bietjie oor die werk van die Heilige Gees in jou en my lewe. Sê saam met my, hy's 'n trooster. Hy's een wat my lei in alle waarheid in. Hy's een wat my herinner aan alles wat Jesus ons geleer het. Hy my helper. Ons sien so kragtig
Wat is die werking van God se Gees in jou en my lewe? En as jy dit gaan lees, sal jy eintlik besef hoe nodig jy die Heilige Gees het. Dat ek en jy nie op ons eie hierdie wandel met God kan hê sonder die inspraak van die Heilige Gees nie. Jy het die Heilige Gees nodig. Wanneer ons praat oor die doping met die Heilige Gees, is dit ietsie wat kenmerklik is van ons Pinksterkerke. Is dit nie so nie? En wanneer ons praat oor die doping van die Heilige Gees, is dit hierdie tweede ervaring wat ons het met die Heilige Gees. Dit is hierdie besef dat wedergeboorte, het ek my lewe vir God gegee, sy Gees het binne om my kom woon, hy het my kom herskep en hy het my 'n nuwe mens gemaak. Sê vir jou langs jou, is jy al 'n nuwe mens? Het jy al toegelaat dat God deur sy Gees jou kom nuut maak? Want dis die werk wat die Heilige Gees kom doen in jou en my lewe. Kyk, ek maak alle dinge nuut. Is dit nie so nie? Dis wat die Heilige Gees doen. Maar die doping met die Heilige Gees is hierdie kosbare tweede ervaring wat ons het. Dit praat nie net oor die inwoning nie, dit praat oor die toerusting van krag om 'n effektiewe kind van God te wees. Halleluja. Ek kyk baie keer rondom my en ek vind myself baie keer by plekke as 'n kind van God dat ek kragteloos is, sonder vrede is en sonder vreugde is. Merk dit baie keer jou lewe ook? Die Heilige Gees en die doping met die Heilige Gees is daardie bekragtiging wat kom. En jy mag dalk vra, maar wat bring die doping in die Heilige Gees na my lewe toe? Wat bring dit? Hoekom kan ek maar nie net aangaan? Die Heilige Gees is mos nie binne in my. Is dit nie so nie? Hoekom is die tweede doping met die Heilige Gees? Hoekom is die tweede ervaring so belangrik? Die werk van die Heilige Gees word versterk en verinnig. Dit word 'n groter realiteit in jou en my lewe. Ek en jy ontvang die wonder van talespraak. En dit word ons deel. Ek word 'n kanaal vir die gawes van God om deur te werk. 'n Kragtige kanaal. En natuurlik dan die laaste ding, die aandoening van krag deur die Heilige Gees, sodat ek en jy 'n beter getuie kan wees vir Christus Jesus. Amen. En wanneer ons praat oor beleef die Heilige Gees, om die werk van die Heilige Gees, is hierdie laaste gedeelte om 'n getuie te wees op Jesus se hoogste prioriteit vir jou en my lewe. Om 'n getuie te wees vir hom. Amen. Ons kan nie daarvan weghardloop nie. Dit is die realiteit. Op Pinksterdag het hulle in tale gepraat. Halleluja. Maar hulle was ook getuies. Petrus se dramatiese verandering in sy lewe. Iemand wat eers bevrees was, Dion, wat iewes skielik onbeskaamd staan vir 'n klomp mense, hy verkondig en 3000 mense kom daardie dag tot inkeer. Hulle word gedoop. 'n Kragtige omskakeling, 'n dramatiese verandering van iemand wat eers gesê het, ek ken hom nie, langs die vuur. Vir 3 keer het hy Jesus ontken. En hier iewes skielik staan hy voor 'n skare mense, onbevrees, onbeskaamd. En hy sê, en hy deel met hulle die evangelie. Is dit nie ongelooflik nie? Ek onthou die dag toe ek tot bekering gekom het. Dit was by 'n jeugkamp in 1993. Langs 'n kampvuur het iemand vir my gebid en ek het die wedergeboorte deelagtig geword. En daardie naweek het ek die Heilige Gees alreeds begine werk, ervaar in my lewe, hoe die Heilige Gees kragtig in my lewe kom begine werk, maar daai maandag toe ek by die skool kon niemand my keer nie. Ek het my handboeke by die huis gelos. Ek het met my Bybelskool toe gegaan. Onkundig, nie geleerd nie, maar al wat ek geweet het is, want so lief het God hierdie wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, vir my, en vir elkeen wat in hom glo, dat ons nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. En dis al wat ek geken het, maar ek het onbeskaamd by elke hoekie gaan staan en vir iemand gevra, ken jy Jesus? Want Jesus wil jou ken. Kan ek jou deel met wat het hy in my lewe kom doen? Hy het my kom transformeer. Hy het my kom nuut maak. Wow, daar was hierdie onbeskaamdheid, hierdie kragtige ervaring om 'n getuie van Jesus Christus te wees. Handelinge 1 sê dit so mooi, vers 8. Maar julle, wie is hierdie julle? Sê dis ek. Sê dis ek. Sê dis ek. Maar ek sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor my kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Sien, daardie disippels het al reeds die Heilige Gees ontvang, is dit nie so nie? In Johannes 20 voor hierdie Handelinge 1 vers 8 het Jesus gesê, hy het oor hulle geblaas en gesê, ontvang my Heilige Gees.
So hulle het alweer die wedergebore deel agtergemaak. Die Heilige Gees was al reeds binne in hulle. Hulle het al reeds die ervaring van die Heilige Gees in nuutwerkende krag gemaak. Maar Jesus sê vir hulle gaan wag vir hulle op 'n plek, want daar's 'n groter gawe wat gaan kom, 'n groter geskenk, en dit gaan die doping wees met die Heilige Gees, en julle gaan krag ontvang en julle my getuies wees. Amen. Halleluja. 2 duidelike ervarings wat Handelinge en Johannes vir ons uitspel. Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie kosbaar nie? Ek wonder of jy weet wie doop met die Heilige Gees. Is dit die pastoor wat sy hande op jou lê? Wie doop met die Heilige Gees? Kom ons hoor wat sê die Bybel. In Matteus 3 staan daar, ek doop julle met water tot bekering. Wie was dit gewees wat dit gesê het? Johannes die Doper, nê? Nee. Ek doop julle met water, maar hy wat na my toe kom, is sterker as ek. Frank, ek like hierdie gedeelte. Sê vir my Jesus is sterk. My Jesus is kragtig. Hy is sterker as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Wie doop ons met die Heilige Gees? Jesus. Die Vader sal vir ons 'n voorspraak stuur. Jesus sê dit is belangriker dat ek hemel toe gaan, dat ek na my Vader toe gaan. Want as ek nie gaan nie, kan hy nie die voorspraak stuur nie, maar as ek gaan, sal hy 'n voorspraak stuur na julle toe. En Jesus doop ons dan met die Heilige Gees. Amen. Hoe kosbaar is dit nie? Dis God se goeie deel aan jou en my. Nou wat is die teken van die doping met die Heilige Gees? As Pinksterkerke glo ons vas. Dis spreek in tale. Ons gevlas met ons hele hart. Ons sing dit in die woord van die Here in Handelinge 2 en hulle was vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Maar dit is nie net 'n eenmalige gebeurtenis gedaai nie, wat geplaasgevind het nie. Roan dan Handelinge 19, 54 jaar om en by na Christus, het daardie ouens in Handelinge 19 ook die doping met die Heilige Gees ervaar en hulle in tale gespreek. In die 1900s, in die 1940s, 1950s het dit ook plaasgevind. In die 1970s, in die 1990s, met die Here se besoek aan die charismatiese kerke, in die 1940s tot 50s, in die besoek aan die protestante en aan die katolieke kerke, het die Here met sy Heilige Gees sy kinders gedoop. Halleluja, met sy Heilige Gees. En die bewys daarvan was die spreuke in tale. Ek is so dankbaar vir kerkgeskiedenis. Halleluja. So hierdie is nie maar net 'n eenmalige gebeurtenis wat beskore was vir die apostels en die disippels daai dag nie. Daar is vir ons ook. Halleluja. Halleluja. Kan nie my lewe sonder daardie kragtige ervaring met die Heilige Gees beleef nie. Kan nie. Maar hoe ontvang ek dit? Hoe word ek 'n deelagtig? In die eerste plek moet jy Jesus aangeneem het. Jy moet kind van God wees. Halleluja. Jy moet kind van God wees. Want die Heilige Gees is nie 'n magiese krag wat ver buite is nie. Die Heilige Gees is deel van die drie-eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Hy's 'n persoon wat met jou 'n verhouding wil hê. En wanneer ons sê, Here, ek soek die volle werking, die kragtige werking van U in my lewe. Ek begeer so, nie net die wedergeboorte, die nuutmaking, maar ek begeer die bekragtiging, die doping met die Heilige Gees. Seker maar een van die belangrikste dinge, jy moet Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker. Dit is waar ons begin. So vanaand as jy hier sit en sê, ek verlang so die Heilige Gees se werk in my lewe, die eerste vraag wat jy jouself afvra, is Jesus koning van jou hart? Halleluja. Is hy koning van jou lewe? Die tweede plek in my eie lewe het ek dit beleef, is jy moet 'n dors en 'n verlange hê. Halleluja. Johannes 7 staan dan op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het. En op hierdie oomblik praat die Heilige Gees met van ons vanaand. Amen. Jy is dors. Jy weet jy's dors. Hy sê as jy dors het, laat nie om na my toe kom en drink. Hy wat in my glo sal, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Halleluja. En vers 39 sê, en dit wat hy gesê, en dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Hierdie strome van lewende waters was die beskrywing van die Heilige Gees wat uit jou binneste borrel. Wie van julle het dit al beleef? Wie van julle laai binne? Okay. Is dit iets wat kom en dan los jy, dan het jy dit altyd, of moet jy altyd daarna dors? Jy moet altyd die verlange hê daarna, is dit nie so nie? Altyd daai honger en daai dors en daai verlange, Here kom bekragtig my, ek verlang 'n aanraking.
En in die derde plek, hoe jy dit kan ontvang, is deur om die doper, deur om vir Jesus te vra, in geloof, dat hy jou sal doop. Vat julle terug na Petrus toe, wat in die bootjie was, wat gesê het, Jesus, as dit U is, sê ek moet na U toe kom, en wat sien ons, 'n loopwonder, nee, hy loop op water. Wanneer ek en jy vanaand in geloof kom en sê, Jesus, U is mos die doper in die Heilige Gees. Kom doop my vanaand. Is dit 'n praatwonder? Halleluja. Van julle het al die loopwonder self in jou eie lewe beleef. Jy het al uit die bootjie uitgeklim. Vanaand het jy dalk nog nie die praatwonder beleef nie. Jy moet glo met jou hart en vra, Jesus, U is die doper met die Heilige Gees. Kom doop my met die Gees. Halleluja. Halleluja. Jy moet daardie hinkering hê. Lukas 11 vers 9 sê die volgende. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang. Sê saam met elkeen wat vra, ontvang. Daar was so kragtige stilte gewees verlede week toe Pastor George sê die Heilige Gees doping is vir elke persoon. Dis al wys jy stilte, want baie van ons glo, ek kan dit dis nie vir my beskore nie. Dis vir iemand anderste. Dalk het jy nog net nie hard genoeg geklop nie. Dalk het jy nog net nie hard genoeg gesoek nie. Want hy sê elkeen wat klop, elkeen wat soek, julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Vers 11. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Halleluja. Dit is so 'n wonderlike belofte. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Ek wil vanaand vir jou sê, hierdie kosbare gawe van die Heilige Gees is ook vir jou beskore. Amen. Die Here wil jou ook aanraak. Ek praat vanaand oor beleef die Heilige Gees, maar met spesifieke klem. Ons het George het gepraat oor 'n kragtige kind van God en ek wil praat vanaand oor 'n kragtige getuie. En ek praat vanaand oor Romeine 14 vers 17 wat die volgende sê in die nuwe vertaling of 83 vertaling. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie. Sê saam met my, is nie 'n saak van eet en drink nie. Maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. In die ou vertaling sê hy dit so mooi. Hy sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. En almal sê amen. Jy is geroep om 'n oorwinnende lewe te leef. Halleluja. Jy is geroep om 'n kragtige lewe te leef. Die Here het ons geroep om 'n oorwinnende lewe te leef sodat ek en jy 'n getuie kan wees. En Paulus eindig Romeine hier in 14 en 15 met hierdie waarhede en hy beskryf hoe lyk 'n triomfanklike lewe. Hy beskryf hoe lyk 'n oorwinnende lewe en hy sê die koninkryk van God is nie iets van spys en drank nie, maar is een van regverdigheid, van vrede en vreugde in die Heilige Gees. En jy sal nou sien wat die kragtige betekenis is van hierdie drie konsepte. Sê saam met my geregtigheid. Sê saam met my vrede. Sê saam met my vreugde. Hierdie is nie spookasem gedagtes nie. Hierdie is nie abstrakte goed. Wat is vrede nou eintlik? Ek kan dit nie eintlik beskryf nie. Vreugde, is dit iets abstrakt? Hierdie is lewensbelangrike realiteite. Dit is nie abstrakt nie. Dit is iets wat God wil hê moet 'n resultaat in jou en my lewe word deur die Gees van God se werk in ons lewe. Nou geregtigheid. Praat oor om in regte verhouding met God te staan. Ons sien dit in Romeine 5 vanaf vers 1 af. God het ons nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deurdat ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan en ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Halleluja. Hierdie gedagte sê vir ons, deur die geloof in Christus Jesus is ek en jy geregverdig en ons is regverdig verklaar. Halleluja. Maar hierdie regverdigheid wat God ons gee, is nie deur jou verdienste nie. Hierdie regverdigheid is nie gebaseer op werke nie, maar deur die genade van God. En dis Efesiërs 2
vers 8 tot 9 wat sê, julle is inderdaad uit genade gered. Halleluja, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Hierdie regverdiging wat God ons gee, hierdie nuutmakende krag, hierdie reddende krag, ons was eers op 'n plek waar ons ver van God was. Maar die Heilige Gees het ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons het nader gekom deur belydenis, deur sondebelydenis, deur erkenning en ons is geregverdig. As jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou te reinig van al jou sonde of ongeregtigheid. Amen. Dis wat hy kom doen. Nou om in regverdigheid te wandel, Jean, is so kosbaar. Hierdie is kosbaar. Om in regverdigheid te wandel, sê jy die volgende, jy bring jou lewe in lyn met God se standaarde. Jy bring jou lewe in lyn met God se waardes. As jy sê ek leef in regverdigheid, sê jy vanaand, ek gehoorsaam God se plan en sy wil vir my lewe. Ek hardloop so ver as wat ek kan van sonde af weg. En ek hardloop meer en meer na God toe. Dit is wat om in regverdigheid te lewe beteken. Dit beteken dat jy sê, daar's 'n ander standaard, ek verbind my toe tot heiligmaking. Ek verbind my daartoe om gehoorsaam te wees aan die woord. Sien jy, die doping met die Heilige Gees kom met 'n prys. Ons soek die krag sonder 'n verootmoediging. Ons soek die manifestasie van gawes sonder ware surrender in ons lewe. En die Heilige Gees se werk word 'n groot realiteit in jou en my lewe wanneer ons die dag by die plek kom en besef, Here, ek het in onregverdigheid gewandel, ek roep U aan, vergewe my en God regverdig jou. En op grond van daardie regverdigheid kom ek en jy in die regte verhouding met hom. Ons gehoorsaam sy wil en standaarde, ons raak 'n oop kanaal vir sy Heilige Gees om 'n groot werk in ons lewe te kom doen. Een van die grootste dinge in jou en my lewe wat die krag en die werking van God se Gees gaan keer, is ongeregverdigheid wat in jou lewe posvat. Daar's niks so hartseer as om 'n kind van God te sien wat terugval in sonde nie, want jy verloor die krag van die werking van God se Gees in jou lewe. Sonde maak 'n kind van God kragteloos. En ek wil jou vanaand aanspoor dat wanneer jy na die Heilige Gees smag, wanneer jy dors en 'n verlang het na sy doping, wil ek jou aanspoor, kom wandel in regverdigheid. Halleluja. Kom wandel in regverdigheid. Jy het hierdie verbintenis, maar hoe word regverdigheid my getuienis? Hoe word dit my getuienis? Die dag en die plek wanneer ek in regverdigheid wandel, Theodor, sê ek die volgende. In alles wat ek doen, in my wandel, in my optrede, in my praat, in my doen en late, weerspieël ek die karakter van Jesus Christus. Ek is dan eers werklik sout en lig vir hierdie wêreld. So wanneer ek in regverdigheid wandel, dan word ek daardie kragtige instrument. Dan word ek daardie kragtige getuie. Ek wonder of jy werklik waar na iemand sal luister wat in sonde wandel. As hy jou toespreek en jou aanmoedig oor jou verkeerde doen en late, maar jy weet hy het skeletons in sy eie kas of geraamtes in sy eie kas. Ewe skielik ontneem sonde en ongeregverdigheid ons vrymoedigheid om 'n getuie vir Jesus Christus te wees. Is dit nie so nie? Jy weet, jy het al baie keer in die banke gesit en God wou 'n groot werk in jou lewe gedoen het, maar omdat jy besig was met onregverdigheid, het jy nie die vrymoedigheid gehad om vorentoe te kom nie, maar jy het in skaamte gesit want die vyand vir jou sê jy's nie goed genoeg nie. Amen. En hoeveel keer in my eie lewe weet ek, het ek God gemis as gevolg van ongeregtigheid wat posgevat het in my lewe. Wanneer ons praat oor beleef die Heilige Gees, roep God jou tot 'n heiligmakende lewe. Hy roep jou tot 'n lewe van gehoorsaamheid in sy woord en sê, daar's 'n ander staat, daar's 'n ander verbintenis, daar's 'n ander manier hoe ek leef. Sy karakter word meer deel van my lewe. En ons almal sê halleluja. Ek sê baie ernstig, ek's lief vir julle, hoor. Die tweede een is vrede. Geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Hoor hierdie vrede gedeelte. Wat is vrede? Vrede is die versekering dat die vyandskap tussen my en God beëindig is. Jesus se werk aan die kruis het my en God die Vader met mekaar versoen. Halleluja. Dis wat vrede bring. Nee, ons is versoen. Ek is kind van 'n lewende God.
Maar Jesus praat ook van vrede. Hy sê, ek gee my vrede vir julle. In hierdie wêreld sê jy moeilik, maar hou moed, ek het reeds hierdie wêreld oorwin. Jesus praat ook van krisisse en uitdagings wat ons beleef. Selfs in Filippense kom die skrywer en sê vir ons, die vrede wat die Here gee sal oor jou gedagtes nie wag hou. Is dit nie so nie? Sal jou verstand te bowe gaan. So met ander woorde, hierdie vrede het 'n tweeledige gedeelte. Die vyandskap is beëindig, maar ook dit praat van hierdie standvastigheid ten spyte van storms in ons lewe. Is dit nie so nie? Het praat van 'n standvastigheid en 'n sekuriteit wat ons het. Een ding wat ek agtergekom het, die vrede van God, Dawie, die beproewinge en die onsekerheid wat ek beleef in hierdie lewe, die vrede van God stabiliseer my lewe. Dit anker my in God se soewereiniteit, ek kan daarin rus. Dit anker my in sy belofte dat alles te goeie gaan meewerk vir die wat hom liefhet. Jy sien, hierdie vrede van God is 'n kragtige getuie in ons lewe. Die wêreld kyk na jou, maar die Gees van God bewerk vrede in jou lewe ten spyte van omstandighede, ten spyte van die krisis, ten spyte van die beproewing en op grond van die vrede wat jy openbaar. Op grond van die vrede wat na buite toe skyn vanuit jou lewe uit, omdat jy standvastig is in jou geloof, omdat jy geanker is in God se beloftes in jou en my lewe, demonstreer dit die tipe verhouding wat jy het met God. Halleluja. Wil jy 'n getuie wees vol van die Heilige Gees? Leef in geregverdigheid en hou vas aan God se beloftes in jou lewe. Amen. Sodat die Heilige Gees op grond van die belofte die vrede in jou lewe kan bewerk. Sê gesê, my God is vir my. Wie kan teen my wees? Die Heilige Gees is jou helper. As jy nie alleen laat in die steek laat, jy dadelik daarna sê die woord van die Here in Hebreërs, wat kan mense aan jou doen? Amen. Dit is daardie vaste vertroue wat ons het dat God vir ons is. Dis die versekering, daardie vrede. Hoe is dit 'n getuie? Daai standvastigheid in storms, daardie geankerdheid in sy beloftes, demonstreer aan ander wat 'n verhouding met Christus Jesus is. Die storms kan om my woed, maar hy hou my in die holte van sy hand. Niks sal my ooit uit sy hand uit kan ruk nie. En dit bring die Heilige Gees, julle. Dit is die Heilige Gees se werk wat daardie vrede kom bewerk in jou en my lewe, want dit is bo natuurlik. Want daai golwe bly groot. Daardie finansiële uitdaging bly 'n uitdaging. Maar in vrede weet ek hy is my oplossing. In vrede weet ek hy is die een wat 'n weg maak. In vrede weet ek, Here, ek verstaan nie nou nie, maar ek weet U ken die onbekende. Here, so ek kies eerder om in hierdie omstandighede op die water te klim en na U toe te loop as ek in die bootjie gaan bly, want die bootjie is kunsmatige sekuriteit. Ek het nooit sekerheid dat hy nie gaan sink nie. So waar wil ek wees? By U. In verhouding. En dit is wat die Heilige Gees kom bewerk en ons almal sê amen. Ons is amper klaar. Vreugde. En hierdie Here my so uitgedaag. Vreugde wat die Here ons gee is hierdie onafhanklikheid van omstandighede. Dis nie dinge wat buite my gebeur hierdie vreugde nie, dis iets wat binne my gebeur, is dit nie so nie. En ek hoor hoe die Here my vra, wat is sonde? Ons ken dit, is om jou doel te mis. En ek ervaar die volgende, die Heilige Gees vir my sê dat sonde is om geluk buite God te soek. Dink 'n bietjie daaraan. Sonde is 'n verlustiging vir iets. Die verlore seun leer ons dit so mooi. Vader, gee dit net vir my, daar's iets anderste waarna my hart hinker. Dis om jou vreugde en jou geluk buite God te soek. Is dit nie so nie? Dis wat sonde is. En ek en jy verlang so die Gees van die Here in ons lewe, maar ons soek ons vreugde en geluk buite ons verhouding met Jesus Christus. En omdat ons vrede en geluk buite ons soek, bly ons leef in 'n lewe van ongeregtigheid. En omdat ons in ongeregtigheid leefde, het ons nie vrede nie. Die vyandskap is die hele tyd daar, die skaamte wat ons beleef, die onvrymoedigheid is nog steeds daar. Ek wil jou vra, wat is die hoogste vorm van aanbidding dan? Om jou vlees te kruisig. Die hoogste vorm van aanbidding is nie musiek wat ons sing nie. Is nie hoe lank jy bid en hoe lank jy Bybel lees nie. Die hoogste vorm van aanbidding is wanneer jy gekonfronteer word met sonde, dat jy sê, nee, ek het my God liewer. Dis wat jou hoogste vorm van aanbidding is. Halleluja. Dis wat jou hoogste vorm van aanbidding is. En dit is iets wat ek die afgelope tyd so in my eie lewe beleef. Dat elke keer wanneer ek onregverdigheid deel maak van my lewe,
Wanneer ek ongeregtigheid wandel, dan sê ek eintlik, Here, ek het nie so lief soos dit nie, want dit bied meer as wat U my kan bied. Hoe is dit? Dat hy my dan elke keer terugvat in sy genade. Sommige die Heilige Gees jou nooit sal los nie. Halleluja. Heilige Gees sal jou nooit los nie. Heilige Gees sal jou nooit los nie. Hy sal aanhou trek aan jou. Aanhou vir jou sê, daar's meer. Hy sal aanhou in jou hart praat en sê, hierdie sonde wat jy doen is besig om jou te vernietig. Hy sal aanhou meer aan jou hart kom trek en sê, jy's op 'n verkeerde plek. God soek 'n verhouding met jou. Hy sal al hoe meer vir jou kom sê, daar is lewe by God. Maar hierdie dinge wat jy najaag, lei tot die dood. Want jy op die akker van jou sondige natuur saai, sal die dood oes. Maar jy wat op die akker van die Gees saai, sal die lewe oes. Halleluja. En die Heilige Gees kom en sê, die koninkryk van God is 'n saak van geregtigheid. Here, U het my alles. Dis 'n saak van vrede. Die vyandskap is beëindig. Ek het 'n standvastigheid in sy beloftes. Dis iets wat die Heilige Gees in my lewe kom bewerk. Hy maak my sterk, want as ek swak is dit hy wat in my werk. Ek is dalk 'n erdekruik wat gekraak is, maar binne in my is daar 'n kosbare skat. En dis die krag van God wat in my werk as ek nie kan nie. Maar die Heilige Gees is ook die een wat vir my sê, moenie jou vrede daar gaan soek nie. Moenie jou vreugde daar soek. Jy gaan niks daar kry nie. Ware vreugde word alleenlik gevind in jou verhouding met Jesus Christus. Die Heilige Gees se vrede wat hy bewerk is hierdie verlustiging wat ek het in Christus Jesus. Hy is meer as genoeg. Halleluja. Ek het nie Jesus en nog ietsie anders te nodig nie. Jesus is meer as genoeg. Hierdie vreugde wat hy bewerk is hierdie bevrediging in my verhouding met die Here wat sê, Here, U is al wat ek nodig het. Niks meer, niks minder nie. Maar die vreugde is ook 'n bemagtiging om te volhard, om positiewe uitkyk te hê wanneer die lewe nie goed gaan nie. So my getuienis is, as ek vreugde openbaar, sê ek fokus op God se goedheid. En omdat ek fokus op God se goedheid en daar's vreugde in my lewe, hy is my verlustiging, hy is my begeerte, hy is al waarna ek smag. En omdat ek weet hy my anker en hy my sekerheid is en ek weet hy bewerk vrede en ek weet die Heilige Gees kom en hy bemagtig my om te volhard wanneer dinge moeilik lyk en hy gee vir my positiewe uitkyk, is hierdie lewe. Hierdie hoop wat ek het. 'n Getuienis aan mense wat hoop soek in hierdie lewe. Amen. Hierdie 3 eienskappe moet ek en jy aankweek in ons lewe. Dis onlosmaaklik van mekaar. Maar dadelik in jou hart kan jy sê, maar hierdie is onbereikbare ideale. Dis nie bereikbaar nie. Ek sal dit nooit kan bereik nie. Luister, hierdie ideale mag dalk ideale wees, maar dit is 'n praktiese werklikheid in 'n kind van God se lewe wie deur die Gees van God gelei word. Halleluja. Hierdie oproep in Romeine 14 wat sê, die koninkryk is nie 'n saak van eet en drink nie, jy kan dit gaan lees, maar dan bevestig hy sê, maar dis een van gehoorsaamheid aan God, vreugde wat die Heilige Gees ons sê dat, so mooi, as ek in regverdigheid wandel, produseer dit vrede. Wanneer ek die vrede van God in my lewe het, is die natuurlike uitvloeisel daarvan, vreugde in die Heilige Gees. Amen? Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie kosbaar nie? Dis wat die Heilige Gees ons gee. Het jy al op omstandighede gekom en vra mense vir jou, hoekom is jy so bly altyd? Wie wil dit al gehoor? En hulle weet waar jy gaan deur hel op die oomblik, en sê hulle, wat fout met daai ou? Eintlik al wat jy wil hom sê, ek verstaan nie, maar ek weet die Heilige Gees werk in my lewe. Amen. Het jy al iemand gekry en jy sê, so groot storm om jou, hoekom het jy soveel vrede? Waaroor is jy so bly? Dan skryf Dawid in Psalm 51, Here, herskep in my hart daardie vreugde wat kom as ek weet ek is sonde vry. Halleluja. Omdat ek in geregverdigheid wandel, is daar 'n produk. Dis die vrede en die vreugde wat God my gee. Wil jy die krag van die Heilige Gees in jou lewe beleef? Wil jy dit beleef? Wil jy die volle werking van God se kragtige werk in jou lewe beleef?
dan wil ek nou vir jou vanaand sê, wandel in geregverdigheid. Gehoorsaam die Here. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy die krag van die Heilige Gees in jou lewe wil beleef, vertrou op sy beloftes, sodat hy vrede in jou lewe kan bewerk. As jy die krag en die werk van God in jou lewe wil sien, verlustig jouself in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. En ons almal sê amen.